Vriende, welkom op hierdie baie spesiale oggend. Dit is Kersfees. En deur die jare het jy ook agtergekom, deur die jare het mense so 'n bietjie weggedryf van Kersfees af. En al hoe meer het ons vir mekaar begin sê 'n geseënde Christusfees. Jy het agtergekom? Ek het dit agtergekom. En ek het begin dink oor hoekom is dit so? En in ons konteks as Afrikaners praat Kersfees van iets anders as Christmas. En iemand het eendag gesê, let's put the Christ back in Christmas, né? Maar in Suid-Afrika en veral in ons Afrikaanse konteks verstaan ons die woord Kersfees nie altyd so lekker nie. En ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen daaroor en ek wil net vinnig met jou deel. Kersfees kom van die ou Latynse woord, eintlik nie eers Nederland, kerst af. En kerst is afgelei van 'n Latynse woord Christ, wat Christus beteken. So eintlik as jy vir iemand sê geseënde Kersfees, het dit niks met kersse of met kersies uit te waai nie. Dit het alles met Jesus Christus uit te waai. Daar is net een Christus en hy is in ons Kersfees, want al is dit 'n argaïese term. So vanuit daardie konteks uit mag jy 'n wonderlike Kersfees, Christusfees beleef. Nou, ons is besig met 'n reeks soos 'n kind. En in hierdie reeks het ons gekyk na 'n paar goed. Ons het gekyk na God is vir ons en God is met ons Sondag wat verby is. So vandag wil ek met jou praat oor God vergewe my. En as jy 'n vraagteken op jou gesig het, verstaan ek hoekom. Want hoe bring 'n mens 'n krippie by vergifnis uit? En ek gaan vir jou mooi konteks gee. Ek wil eers vir jou die verhaal van hierdie wonderlike geboorte van Jesus Christus lees. So as jy jou Bybel het, op jou foon of 'n hardekopie by jou, maak hom asseblief oop by Lukas 2, ek gaan vir jou vers 10 en 11 lees. En dit sê soos volg. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Vers 11, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. So Sondag het ons gesien dat God is met my. Hy is nie net vir my nie, hy is nie net aan my kant nie, hy is met my, deur my moeilike tye, myself as mens wees, deur al my probleme, hy dra ons wanneer ons deur moeilike tye gaan, God is met ons. En hierdie Kersfees, kan jy vir jouself sê, God is met my. Hy is vandag hier saam met jou. En hy gaan saam met jou hierdie volgende paar dae wees, tot en met die begin van die nuwe jaar, en hy gaan selfs in 2026 saam met jou wees, enige dankbare harte. Ja, die Here is met jou. Hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie. Maar in hierdie Kersfeestyd, Kersfees, Christusfees, is dit hierdie verhaal van genade wat mens geword het vir jou en my. Dis nie net 'n babatjie wat gebore is nie. Die verhaal is soveel ryker as dit. Kersfees is die geboorte van vergifnis. Dis die geboorte van versoening en is die geboorte van nuwe lewe. En ons is so geneig om net vas te haak, en ek wys nou na hierdie kant toe, want dit is waar die krippie was met ons Kersspel. Ons is so geneig om net in die krippie vas te kyk en na die baba Jesus te kyk en sê, Maar Kersfees gaan oor jou en my lewe vandag. Christus se geboorte is oor baie meer as net hy wat aarde toe gekom het as 'n baba. Maar dit wat sy lewe en sy dood en sy opstanding vir jou en my vandag beteken. Nou sê die Here, ek is nie net met jou nie, ek is vir jou en ek is met jou, maar nie net met jou nie. Ek vergewe jou ook. En dit is vir my die goeie nuus, want die krib het iets in sy skaduwee. En dit wat jy in die skaduwee van die krib sien, is 'n kruis. Jy kan nie die krib sien sonder om te dink aan die kruis, dood van Jesus Christus nie. Want was hy nie gebore nie, het hy nie gesterwe nie. En die twee loop so hand aan hand
met mekaar. So vandag wil ek vir jou sê dat vergifnis is God se geskenk, sy Kersgeskenk aan jou en my. Ek weet tradisie is dat ons gee vir mekaar geskenke en gisterand, ons het 'n tradisie dat ons maak op ou Kersaand geskenke oop en my dogter vra vir my, vergeet ons nie bietjie van die waarde van, of die ware boodskap van Kersfees nie. Deurdat ons geskenke vir mekaar gee. En ek sê vir haar, weet jy, dit kan maklik gebeur. Dit kan so maklik wees dat Kersfees vir jou net gaan oor om lekker saam met 'n familie te kuier, lekker te kan eet. Ek hoop die skaapbout is in die oond en die oond is afgesit teen hierdie tyd. Anders sal ek jou verskoon as jy moet uithardloop. Maar dit gaan oor baie meer as dit. En wanneer ons mekaar geskenke gee, is dit net om te sê, weet jy, ek waardeer jou as mens. Christus het jou in my lewe geplaas en ek waardeer jou en ek is lief vir jou. Maar vandag vir jou en my is daar so groot geskenk en dit is vergifnis wat die Here vir elkeen van ons gee. En dit het alles begin by Jesus Christus se geboorte. Lees saam met my Johannes 3 vers 16 en 17 en jy behoort dit baie goed te ken. Dit sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen, en die nuwe vertaling sê, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En dit is hoekom Jesus Christus gebore is. Nie om 'n oordeel oor jou en my lewe te vel nie, maar sodat jy gered kan word en verlos kan word van alles wat so swaar op jou en my skouers is. En in sommige gevalle is hierdie Kersfees 'n swaar tydperk. Want ons dink aan 'n nuwe jaar en ons dink aan 'n las wat ons saam met ons in die nuwe jaar moet dra. Of ons dink aan ons lewe wat ons tans lei en ons sien half op om met 2026 in te gaan. Maar die goeie nuus is dat daar vergifnis vir jou en my is. Die wêreld wou 'n oordeel gehad het, wou 'n koning gehad het wat die wêreld gaan regryk. Maar dis nie hoekom Jesus gekom het nie. Hy het gekom om lief te hê en hy het gekom om vergifnis te bring vir jou en my. En wanneer die Heilige Gees deel raak van jou lewe, dan verlig hy jou van hierdie las wat jy dra. En hy sê vir jou, my juk is sag en my las is lig. En dan kan ek en jy opgewonde raak oor hierdie vergifnis. En die wonderlike deel van vergifnis is, dit is nie net 'n gedeeltelike vergifnis nie. Dit voel baie keer, ek weet nie of jy dit ook ervaar nie, maar dit voel baie keer vir jou, vir my ten minste, wanneer ek die Here om vergifnis vra, asof ek die Here baie maklik weer teleurstel in my doen en late. Want ek maak foute, en ek sê verkeerde dinge, en ek tree nie altyd regop nie. En dan voel dit vir my so, asof God se vergifnis nie alles in my lewe dek nie. Maar dis net daar waar ons die fout maak, want sy vergifnis is gister, vandag en môre. En as ek en jy dit net kan besef, dan kan ons verstaan hoe ons in vryheid kan lewe. Hoor wat sê Psalm 103 vers 12. So ver soos wat die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Nou om dit te verstaan, moes jy al Star Trek ergens gekyk het. Want hulle reis deur die hemelruim of deur ons galaxy, nou, wat is dit? Wat is die regte woord? Help my. Die heelal, waar is hy? Die heelal. Hulle reis deur die heelal met 'n spoed wat 9 keer en 10 keer die spoed van lig is. Wat heeltemal onmoontlik is, maar nou verbeel jouself, jy klim in die Starship Enterprise, daar's 2. Jou vrou is in een en jy is in die ander een. En jy vlieg in 'n oostelike rigting. En sy vlieg in 'n westelike rigting. En julle vlieg teen Warp 9 vir so lank soos wat julle kan. Dan het jy nog nie eers begin om die einde van oos en wes te bereik nie. Nou sê die Bybel, so ver soos wat die ooste van die weste verwyder af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dink jy dis ver genoeg? Ek dink is ver genoeg. So ver dat hy nooit weer daaraan dink nie. En as die Here nie aan ons oortredinge dink nie, hoekom krap ons dit uit die asblik uit? Hoekom gaan al ons dit weer? Maak klaar,
As jy die Here om vergifnis gevra het en die Here het jou vrygemaak en hy gee vir jou hierdie nuwe lewe, 'n oorwinningslewe, dan mag jy klaarmaak met jou verlede. Inteendeel, jy moet klaarmaak met jou verlede. Want dis hoekom Christus gebore is vir jou en my. Dit sluit aan by Hebreërs 8 vers 12 wat sê, want kyk, ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle onoortredinge nooit weer dink nie. Nou, jy kan in elke moontlike taal kan jy gaan kyk, wat beteken die woordjie nooit? Dit beteken nooit. In die Grieks en in Hebreëus beteken dit nooit. So die Here dink nooit weer daaraan nie. En mag jy oor hierdie Kersfeesseisoen, hierdie Christusfees wat vir jou en my aangebreek het, net ervaar hoe die Here jou opnuut vrymaak van las en van skuld en van bekommernis en van sonde. En die skuldlas van sonde in jou lewe. Ek het vir jou goeie nuus. Vergifnis verander nie net jou omstandighede nou nie, maar vergifnis verander ook jou toekoms. Want jy leef anders, jy dink anders, jy tree anders op. Want as jy weet, al my sonde is vergewe, al my skuld is weg, dan bring dit jou by 'n plek waar jy verlig is, en waar jy nie meer hierdie swaar gevoel in jou lewe het nie. En nou is ons by Kersfees 2025, amper is ek by volgende jaar. By Kersfees 2025. En my grootste gebed vir jou is dat jy vandag, terwyl ons hier in hierdie auditorium is, die vergifnis van die Here sal beleef. En ek gaan 'n bietjie later gaan ek jou 'n geleentheid gee om net so 'n bietjie te dink oor jou lewe. En miskien is die Heilige Gees nou al reeds besig om sekere goed in jou lewe uit te lig. En vir jou te wys, wat is daar in jou lewe waarmee jy kan klaarmaak? En vriende, ons kan klaarmaak met sonde. Ons hoef nie met sonde saam te leef nie. As daar dinge is in jou lewe wat volgens die woord van die Here nie reg is nie, maak klaar daarmee. Dis iets wat jy saam met jou sleep, wat net gewig in jou lewe veroorsaak, en dit hou jou terug van om uit te kom waar jy moet wees. So maak klaar met dit. En daar's geen beter tyd as vandag nie. Maak vandag daardie besluit. Sê, Here, ek bring my hele lewe na U toe. Ek bring my sondes, my oortredinge, dinge wat verkeerd is, wat nie volgens die woord is nie, bring ek vandag na U toe op hierdie Kersfeesdag. Ek bring dit na U toe en ek vra dat U my sal vergewe en sal skoonmaak. En die Here sal dit in 'n oogwink doen, sodat jy vir die res van jou lewe vry en verlos kan wees. Nou, Lukas 1 vers 77 en 79 sê die volgende: om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel. Dis hoekom Jesus Christus gekom het. Om die kennis van verlossing aan jou en my te kan meedeel. Verlossing deur vergifnis van hulle sondes. En dan vers 79, om die lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Dis hoekom Jesus Christus gekom het. Om eerstens vir ons verlossing te bring van ons sonde, maar om ook vir ons 'n lig te wees vir die pad wat ons stap. En in vandag se donker wêreld het ek en jy so nodig om in God se lig te wandel. Maar dit is baie moeilik om in lig te wandel as jy self in duisternis leef. En die beste geskenk wat jy vir jouself hierdie Kersfees kan gee, is die geskenk van God se vergifnis aan jou. As jy net bereid sal wees om jou toekoms in sy hande te plaas, sodat jy kan vrykom van oordeel, vrykom van hierdie gevoel van die Here wil my straf wanneer ek iets verkeerd doen, en in sy wonderlike nuwe lig te kan wandel. Want hy vergewe jou gister, hy vergewe jou vandag, en hy herstel ook jou toekoms. Vir ewig, deur die kruisdood en deur sy opstanding. Al wat ek en jy doen, is ons moet wandel in hierdie lig wat die Here vir ons vooruitskyn. En die bewys van hierdie vergifnis, hoe weet ek dit? Hoe weet jy jy's vergewe? Hoe weet jy kan môreoggend opstaan en jy kan lig voel en jy kan aangaan en jy kan uitsien na 2026? Want jy hoef nie die las van skuld en sonde te dra nie. Want daar's vrede in jou hart. Hierdie vrede is my so mooi. Die engel, toe hy verskyn het aan die herders, het hy hierdie pragtige woorde gesê, en dit is vandag vir jou en my geldig.
Lukas 2 vers 14. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. En die mens 'n welbehae. Daar kan nie vrede sonder Christus wees nie. Daar kan nie vrede in jou lewe wees sonder vergifnis nie. Eers wanneer daar vergifnis kom en wanneer jy alles vir hom oopmaak en sê, Here, hier is ek, met my foute. Dan kom die Here en hy vergewe, en hy maak jou vry, en hy maak jou skoon, en hy gee jou die krag deur die Heilige Gees om elke dag op te staan en in hierdie vrede, hierdie wonderlike gevoel van vergifnis te kan lewe. Sien die aankondiging wat hierdie engel gemaak het, was glad nie net oor 'n baba nie. Dit was oor die verhouding tussen God en mens. Dat vir ewig, vir jou en my, vir die mensdom, tot aan die uithoeke van die aarde, daar waar dit baie keer moeilik gaan. In China, ons weet dit, ons bid so baie vir ons sendelinge wat in China werk. Daar in die Amazone waar daar vervolging is en waar stamme nog steeds in mekaar opstaan. In daardie plekke waar die naam van Jesus Christus saggies genoem word. Selfs daarvoor het die Here gekom sodat daar versoening kan wees tussen God en tussen mens. Tussen jou en hom. Ek wil vra dat die aanbiddingspan my gaan kom help op die verhoog asseblief. Kersfees spreek vir my van vergifnis. Want ja, ons kyk na 'n krib, maar deur die krib sien ons die kruis. En in die kruis sien ons die dood en die opstanding wat vir jou en my vergifnis bring van sonde. En dit is so mooi. Jesus het gesê, ek kom na jou toe. Gebore in 'n krippie. En mag jy dit vandag beleef. Mag jy beleef hoe die Here nou in hierdie oomblik by jou stil staan en sê, ek kom na jou toe. Kom staan vandag by jou stil. Ek wil hê jy moet vandag my vergifnis beleef. Ek wil hê jy moet vandag ervaar hoe ek jou vry maak. En hoe ek hierdie las van jou skouers afhaal. En hoe ek jou plaas op 'n traject van vrede. Dat jy nie meer oordeel in jou lewe sal beleef nie. Jy sien, Jesus was bereid om alles te gee vir jou en my. Sy hemelse woning, sy tuis te verlaat. En hy het alles gegee, sy lewe gegee, sodat ek en jy vandag hierdie vrede kan beleef. Hy het nie gekom vir liggies, en vir geskenke, en vir familiefeeste nie. Dis wonderlik en is lekker. Maar hy het gekom vir jou, en vir my. En hy het gekom sodat ons sy vergifnis kan beleef. En die aanbiddingspan gaan vir ons 'n lied sing. En terwyl ons luister na hierdie lied, ervaar net hoe die Here kom en hy sê, ek hou niks teen jou nie. Ek hou niks teen jou nie. Niks wat jy tot op hierdie stadium gedoen het, is te veel vir my om jou te kan vergewe en jou vry te maak nie. En al wat jy nodig het om te doen vandag is om jou hart oop te maak en te sê, Here, hier is ek. Maak hierdie Kersfees die begin van my nuwe lewe saam met U. Maak hierdie Kersfees daardie oomblik waar ek my hart opnuut vir U kan oopmaak. Miskien dien jy die Here al jare, maar vandag loop jy met 'n swaar gemoed rond. Wil jy nie vandag vir die Here sê, Here, kom maak my opnuut net weer vry en skoon en rein nie, sodat ek in U vryheid kan wandel nie. Dankie Martelies. Julle kan